antieke wêreld het mense lammetjies geoffer om vrede met God te maak. Vandag offer ons vrede om ander mense se goedkeuring te kry. Welkom by die Sepcast, tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Die altaar het verander, die behoefte het nie. Ons offer nie meer diere nie, maar ons offer ons menslikheid, vir likes, vir reaksie, vir relevantie, vir posisie, vir identiteit. Ons dink ons het religie afgeskit, maar kyk om jou, daar is nog steeds 'n hoë priester. Hy is nie in Jerusalem nie, hy is in jou sak. Hy beheer jou aandag, hy bepaal jou waarde, hy eis jou tyd, hy vertel jou wie jy moet wees. Sy naam is die algoritme. Die offerstelsel van die antieke wêreld het gewerk deur 'n priester wat die proses beheer, 'n lam sonder gebrek, 'n altaar waar bloed vloei, 'n stelsel van skuld, oordeel en aanvaarding. En nou kyk ons na moderne menslike gedrag. Big Tech beheer die proses, die nuwe priesters. Ek moet ongeskonde en beeldhouer perfek wees vir die feed. En dit is hierdie lam sonder gebrek. Die altaar is my skerm en die offer is my vrede. Dis waar die nuwe bloed vloei. Ek leef in 'n stelsel van vergelyking, skaamte, perfeksie en nooit genoeg nie. Net soos die stelsel van skuld, oordeel en aanvaarding. Nou, ons het nie die offers afgeskaf nie. Ons het net die godsdienstige taal verwyder. Maar die siel erken dit, want die siel wil vrede hê. En as jy nie weet wat die lam gekom het nie, sal jy jouself steeds slag vir goedkeuring. Die lam het gekom. Het jy al gevoel jy lewe vir iets wat jou nie lief het nie? Het jy al gegee, energie, tyd, aandag, jou selfbeeld en op die ou end net uitgeput, leeg, bang of minderwaardig uitgestap? Het jy al vergelyk? Het jy al perform, het jy al gepost, het jy uitgeval vir die beeld, maar die innerlike mens in jou hou aan honger wees. Dis nie omdat jy 'n tegnologieprobleem het nie. Jy het 'n offerprobleem. Ons offer op die verkeerde altaars. Maar die engel in Lukas 2 sê nie, kyk, die nuwe en beter selfhelpprogram van God is hier nie. Hy sê, kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, is hier. Wat beteken, jy hoef nie meer te offer nie. Nie jou identiteit nie, nie jou vrede nie, nie jou selfbeeld nie, nie jou siel nie. Die algoritme sê, doen meer, wees beter, lyk mooier, verdien relevantie. Jesus sê, dit is volbring. Tetelestai. Stel jou 'n moderne tempel voor. Op en af skrullende mense, eindelose feeds, 'n kind wat sy selfwaarde meet in views, 'n ma wat voel sy faal omdat sy nie soos die ander lyk nie, 'n man wat nie kan rus nie want hy het nog nie genoeg bereik nie. En dan, in daardie wêreld, 'n krib, 'n lam, 'n baba wat nie presteer nie, 'n God wat nie kompeteer nie, 'n liefde wat nie verkoop nie, 'n stil protes teen 'n stelsel wat jou laat glo, jy is nooit genoeg nie. Dit is Bethlehem teenoor Silicon Valley. Dit is Jesus teenoor die algoritme. Dit is die lam teenoor die offer wat jy elke dag bring sonder om dit te besef. Wat is die nuwe groei vir hierdie nommer 1 netwerk vir jou lewe, waarvan jy deel is en wat jy ook deel? As ons 'n Bethlehem netwerk wil wees, beteken dit, ons bou nie 'n kultuur van geestelike perfeksie nie. Ons leer mense dat genade nie net sonde vergewe nie, dit beëindig die hele stelsel van selfbewys. Ons meet nie mense aan hulle prestasie of publieke beeld nie. Ons leer mense hoe om te rus, herstel en leef sonder selfoffers. Ons speel nie die speletjie van godsdienstige bemarking nie. Ons word gewoon 'n plek waar mense kan bestaan sonder om hulle siel op te offer. Want as Jesus die lam is, dan is jy nie die offer nie. Die wêreld sê, jy is net so goed soos jou laaste prestasie. Die evangelie sê, jy is geliefd voordat jy iets gedoen het. Die wêreld sê, bewys jouself. Die evangelie sê, bly in my. Die wêreld sê, gee meer. Die evangelie sê, ontvang. Die wêreld het 'n algoritme, God stuur 'n lam. Jy moet maar jou eie altaar kies. Tot môre, mooi loop.